Maar julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Eksodus 3, vers 1 tot 22 asseblief. Eksodus 3 vers 1 tot 22. Vir die wat miskien sukkel, dis die tweede boek in die Bybel. So jy hoef hom net oop te maak en dan net so 'n bietjie aan te blaai, dan gaan jy Eksodus vind. Eksodus 3 vers 1 tot 22 asseblief. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend saam broers en susters U te nader en U naam te verheerlik deur die woorde wat ons nou gesing het nie. Dat U is goed. Vader, in daai eenvoudige stelling is daar soveel diepte. Diepte wat ons partykeer vergeet. Dat daar geen sonde te vind is in U nie, maar dat U die bron is van alle goedheid, die bron is van alle liefde, die bron is van alle genade. En Vader, sodoende nader ons U vanoggend om uit die woord te lees, maar Vader, mag ons besef, soos wat ons na Moses se roeping kyk, dat U die mensdom reg deur die eeue nog altyd op dieselfde manier geroep het. Mag ons besef dat elke persoon wat hier sit vanoggend en wat hier in ons midde is, dat U elke een van ons roep om U werk te doen. Maar Vader, help ons om van die brandende bos te beweeg na Egipte toe. Help ons om ons vrese agter te laat, die verskonings agter te laat. En laat ons vir eens in ons lewens met groot eerlikheid na onsself kyk. En sodoende ook U vra om ons te help daarmee. Vader, ek bid vir ons broers en ons susters wat nie hier kan wees nie. Vader, mag hulle ook hierdie vreugde ervaar, hierdie eenheid. Maar mag U ook vanoggend almal wat hier sit, se denke sluit vir die wêreld, wat dit so bemeester om ons aandag van U af te trek. Mag U ons harte oopmaak vir die woord en mag U elke waarheid deur die Gees in ons harte vasvang en deel maak van ons lewens hier vanoggend. Mag U woord vanoggend ons bemoedig, maar ook vermaan. En mag ons besef die groot ek is, praat vanoggend deur U woord met ons. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees ek weer uit die 33 tot die 53 vertaling. En vers 1 sê vir ons: En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses. En hy antwoord: Hier is ek. En hy sê: Moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land, na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, van die Hetiete, van die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete.
En nou kyk die jammerklagte van die kinders van Israel het tot my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Daarop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en het gesê, ek het terdee die ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Daarom het ek besluit, ek wil julle uit die elende van Egipte laat optrek na die land van die Kanaaniete en Jettiete en Amoriete en Feresiete en Jewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan. En julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet. Laat ons dan nou tog 3 dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here ons God offer. Maar ek weet die koning van Egipte van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur die sterkte hand nie. En ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders tuister wat ek daarin sal doen. Daarna sal hy julle laat trek. En ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. En as julle dan trek, moet julle nie met leë hande trek nie, maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef, silwer en goue voorwerpe en klere eis. En julle moet dit op julle seuns en dogters sit en so Egipte beroof. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is ons tans besig met die reeks wat handel oor die boek van Eksodus. En ons trek dan vandag by preek nommer 6 in hierdie reeks. En by die tweede preek met dieselfde hoofteksgedeelte wat handel oor hoofstuk 3. Ons het laas Sondag begin kyk en eintlik op 2 punte begin fokus. En eerstens gesê dat God Moses se aandag getrek het deur die brandende bos. En gesê in ons eie lewens trek God ook ons aandag by roeping. En ek glo ook daagliks daarna deur sy woord en deur sy gees. Maar kan ons dit nie dan nog verder vat en sê as ons na die wêreld kyk nie? Die woord maak dit duidelik, God se wil is dat die wêreld meer donker sal word, meer agtervallig, meer gebroke, en is dit nie tans wat ons raak sien soos wat elke jaar verbygaan nie. Ons sien die wil van God wat uitgeleef word op hierdie aarde. Maar toe het ons ook afgesluit deur na die laaste punt te kyk laas Sondag van Moses se roeping. En ons gaan eintlik vanoggend aanbeweeg en kyk na elemente van Moses se roeping wat presies dieselfde is as ons. Elke persoon wat hier sit vanoggend voor my en ek inclusief was geroep deur God wat ons aandag trek, God wat vir ons 'n roeping gee en God wat ons bemoedig om daai roeping uit te leef. En sodoende, as ons vanoggend begin, wil ek net vers 7 tot 12 net weer met julle deel. Ek weet ons het 'n ewige gedeelte gelees voor hierdie, maar fokus op die verskillende elemente van die roeping. Van wie sê God is hy? En onthou in hierdie gedeelte is dit die eerste keer wat God sy naam aan die mens gee, die ek is. Fokus op wat dit vir jou beteken tans in jou eie lewe, God wat ek is wat jou roep. En dan fokus ook
op die menslikheid van Moses. Moses wat sê, maar wie is ek? Dan fokus ook op die antwoord wat die Here vir hom gee. So vers 7 sê vir ons, en die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor die drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte, daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land, na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Ja, die woonplek van die Kanaaniete, en die Hetiete, en die Amoriete, en die Ferisiete, en die Jewiete, en Jebusiete. En nou kyk die jammerklagte van die kinders van Israel, het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking sien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei. En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Net tot sover. Nou ek hoop soos wat ons in eenvoud deur hierdie verhaal wat almal ken wat vanoggend hier is, lees, sien julle elemente wat presies dieselfde is met ons eie roepings. En eintlik wat ons vanoggend gaan doen is, ons gaan kyk na hierdie Ou Testamentiese roeping van Moses en dit vergelyk met hoe Christus in die Nuwe Testament ons roep. En ons gaan eintlik sien dat dit presies dieselfde is en dat God nog altyd die mensdom op die presies dieselfde manier na hom toe geroep het. So as ons kyk na die eerste element van hierdie roeping, kan ons eerstens in eenvoud sê, die boodskap van hierdie roeping is verlossing, wat Moses moet oordra. Moses word geroep deur God om na sy vyand, as ons dit so kan stel, Farao, en ook na sy volk, die Israeliete te gaan, en die verlossing van God te verkondig wat sal kom. Maar kan ons nie dan selfrefleksie doen in ons eie roepings en sê, is dit nie presies waantoe God elke liewe een van ons te roep ook nie? Om in eenvoud die verlossing van Jesus Christus te verkondig. Maar dan kan ons verder beweeg, en ek wil eers met julle 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 2 deel, wat praat van hierdie roeping in eenvoud, en net so 'n paar ekstra elemente aan dit koppel, en dit sê, broers, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur, julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. So hierso sê dit vir ons word geroep om die evangelie te verkondig. En weet julle wat is my hartseer, wat ek al oor en oor in Bybelstudies, jeuggroepe, oor die laaste, kom ons sê, 6 jaar van my bediening agtergekom het. Almal het al gehoor van die evangelie, die woord, maar niemand weet wat dit beteken nie. Weet jy hoe hartseer is dit as 'n kind vir 20 jaar in 'n huis, 'n goddelike huis groot word, maar hy weet nie wat is die evangelie nie. En in eenvoud is die evangelie die reddingswerk van Jesus Christus. En alles wat gepaard gaan daarmee, dat Jesus nie net God se seun was nie, maar God self was, wat mens geword het op aarde, ten volle mens was, ten volle God was, wat homself verneder het deur sy posisie te verlaat, want hy self ook ek is. Aarde toegekom het, gelei het, gemartel was, nie net gekruisig was nie, maar gesterf het, en ons kan nie daar ophou nie, maar wat uit die doodheid opgestaan het, wat opgevaar het hemel toe, en sodoende die hoop is dat hy weer terugkom om ons te kom haal. Dit is die evangelie wat ons moet verkondig. In daai sin glo ek dat tot die kleinste, jongste persoon wat hier is vanoggend, deur 'n bietjie herhaling dit sal weet en kan verkondig. En sodoende kan ons by die volgende basiese vraag kom. Maar wie red in Exodus die volk? Moses of God? God. Maar hy gebruik vir Moses. En dan kan ons sê in ons konteks dieselfde. Wie red die gebroke wêreld? Jesus of ons? Jesus.
Nou mense, wat staan in ons pad om net die boodskap van Jesus oor te dra? Wat staan in die pad tans van jou lewe, van jou beklemtoning van jou geloof deur die doop, om in eenvoud wat ek vanoggend in nie eers 2 minute met julle gedeel het, te deel met iemand daar buite nie. En ons gaan vanoggend sien. Ons kan sien hierso dat die volgende vers sê vir ons in vers 10, 'n baie belangrike element. En God roep vir Moses en sê vir hom, gaan dan nou heen. En ek wil by julle hoor, klink daai stelling vanoggend vir julle baie bekend. Gaan dan nou heen. Ander gedeeltes in die Bybel praat eintlik van gaan heen. En die rede hoekom dit so bekend klink is, omrede dat die globale liggaam van Christus, die globale kerk wat hier op aarde is, se roeping is, sy missie, sy visie is, en is Matteus 28 vers 19 tot 20. En vers 19 sê Jesus vir elke een wat hierso sit voor my en vir my inkluisend, in sy woord, gaan dan heen na alle nasies. Dis presies wat God vir Moses sê Christus vir ons. Maar op hierdie punt vra ek nou vir julle, ons het laas Sondag vasgestel dat elke een wat hier sit, wat sê hy is weergebore, het die brandende bos al ervaar, in die sin van God wat jou aandag getrek het. En jy het tot redding gekom. Maar wie van ons het al gegaan dan heen? En miskien gaan almal hulle hande opsteek, ek bedoel nie na ander nasies toe nie, ek vra nie wie was al in Egipte of in Europa nie, maar wie het al heen gegaan met die boodskap van die Here Jesus Christus? Of dink jy ons staan nog by die brandende bos? Te bly ons is gered, en speel daai kaart oor en oor, en ons groei in die kennis, maar wat maak ons daarmee? Want Moses het, ons moet dit baie mooi verstaan, hy is 80 jaar oud hier, God het hom al vir 80 jaar voorberei, en tot hy sê, wie is ek om dit te doen? En nie dat hierdie gedeelte ons leer, dat God jou eers op 80 jaar oud wil gebruik nie, asseblief nie, maar, dat as dit God se wil was, dat hy op 40 wou vir Moses gebruik, sou die brandende bos op 40 verskyn het. As dit op 20 was, 20. Maar God het elke een van julle gekies, en julle weet hoe ons, soos met die lidmaatskap ook, gewoonlik 'n vormpie wat ons invul, wanneer het jy tot redding gekom? 3 Oktober 1943. Nee? 2 April 2002. Dis jou brandende bos oomblik. My vraag is op hierdie punt, wat het jy gedoen van 2 April 2022 of 2002? Of 1943, of staan ons nog by die bos? Want ons moet besef, hierdie is die gehoorsaamheid waartoe ons geroep word. Nie net om kennis en Bybelstudie toe te kom, kennis op te bou, Sondag hier te sit nie, maar die kerk is hier, sodat die kerk die evangelie kan uitleef en kan verkondig. Nie net aan broers en susters mekaar te bemoedig nie, maar om uit te gaan. Want is dit nie waartoe dit sê, gaan dan heen. Jesus wat elke een van ons roep. En dan wat interessant is, as die antwoord in jou hart vanoggend, en ek glo en ek hoop dat jy eerlik is tans met jouself. Miskien het jy van die pad af al bietjie gedwaal, en nie meer gaan jy heen nie. Maar as die antwoord nee is, dat ek nie tans heen gaan nie, gee vers 11, ons hoofteksgedeelte vir ons, die antwoord hoekom. En dit sê, maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei. Die eie ek. Hierso sê dit vir ons, en ek hoop julle sien dit raak, die menslikheid, die vrees en die verskonings van die mens staan in die pad van die roeping. Ons is baie keer misleid met ons denke as ons sê, dis die duiwel, dis die wêreld wat ons weerhou, dis die eie vlees wat in jou woon, die eie ek wat ons weerhou.
Moses sê eintlik hier vir God, maar God, wie is ek? God gee sy roeping vir ons, of vir hom, soos wat God sy roeping vir elke een van julle en vir my gegee het. Gaan dan heen na alle nasies. Wat? Doop hulle in die naam van die Vader, of maak hulle my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou ek by julle tot die volëinding van die aarde. Elke een van ons het dit ontvang. Stem julle saam? Maak dit so. Ok, ja. Maar wat sê ons? Ons is Moses nou by die brandende bos. Miskien al vir 20 jaar sê ons dit. Maar wie is ek om dit te doen? Ek's 'n moordenaar in Moses se geval, 'n valse prins van Egipte, want ek is nie eers 'n Egiptenaar nie. Ek's 'n man wie se nasie hom verstoot het en weggejaag het. Ek's 'n skaapwagter, die laagste van die laag. Ek's 'n man wat my eie seun vreemdeling vernoem het, om 'n rede ek 'n vreemdeling is in 'n vreemde land wat geen huis het nie. Wie is ek om dit te doen? Hoeveel keer in jou eie lewe het jy dit al gedoen voor die Here? Wie is ek, Here, om dit te doen? Dit is hierdie verskonings nie net in ons roepings wat ons terughou nie, dit is hierdie verskonings wat ons keer om te groei in die Here. En mense, ek moet eerlik wees, ek het gebid ook, en Robbie het nou 'n ware ding sê, ek kom agter, veral hierdie laaste maand is dit op my hart gedruk, die wêreld het dit bemeester om ons aandag van die Here af te trek. Is dit nie waar nie, die werk? Die wêreld gebruik tot ons families, ons gesin, gebruik tot ons eie denke, gebruik situasies waaroor jy moet stres, sodat jy nie op die Here fokus nie. En voordat ons aanbeweeg op hierdie punt, en ek weet ek het dit al genoem en ek noem dit weer, altyd met 'n Bybelstudie, met 'n preek, as ek sê, wie sal sterf vir Christus, dan steek almal hulle hande op. En dan as ek direk daarna vra, wie se lewe getuig dat hy tans sterf vir Christus, dan sak almal hulle hande. Jy sal nie vir hom sterf as jy nie tans leef asof jy vir hom sterf nie. Maar in vers 12 gee God vir ons 'n bemoedigende antwoord, want elke een wat hier sit van ons vanoggend is gebroke, het vlees wat vol sonde is en word misleid, is nie heilig nie. En God kom en hy bemoedig vir Moses en hy sê vir hom, en hy antwoord, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Jesus maak presies dieselfde belofte aan ons 2000 jaar terug. In die groot opdrag, Matteus 28 vers 20, sê Jesus vir ons. En omdat dit is 'n belofte vir jou wat hier vanoggend sit met vrees en verskonings. En kyk, ek is met jou, of met julle, al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Amen. Maar nog meer bemoedigend sê God vir Moses, ek sê nie net ek is by jou nie, maar ek gee vir jou 'n teken van jou roeping. 'n Teken van my teenwoordigheid en dat hierdie roeping van my afkom. En wat is hierdie teken? God sê vir hom dubbelpunt in vers 12, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. En mense, wat is ons teken as weergebore gelowiges vanoggend? En ek hoop, julle kan in julle harte die antwoord vir my gee. Maar in Efesiërs 1 vers 13 tot 14, gee vir ons 'n leidraad, maar dan ook Romeine 8 vers 6. En ons lees eerstens Efesiërs 1 vers 13 tot 14 sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. So hierso sê dit vir ons, deur die Gees wat in ons woon, is ons verseël, ons dra seël op ons lewens, want ons is, wie se erfenis? Jesus Christus sin, en die woord maak dit duidelik, Christus se erfenis sal hy verkry, want God het dit aan hom gegee. Maar dan gaan dit verder. Romeine 8 vers 6 sê vir ons, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is.
So wie is die teken in ons lewens? Die Gees van God. Wie is tans op hierdie aarde? Wie kan vir my antwoord? Wie het al vir God of vir Jesus gesien? Nie een van ons nie. So jy sê, ja, miskien deur iemand se optrede het jy God se liefde ervaar, maar nog niemand nie, want die woord maak dit duidelik, waar is die Vader in die hemel, waar is die Seun, nou aan sy regterhand. Wie is die geskenk en die teken wat gestuur is? Die Heilige Gees. Maar nou kan jy miskien vanoggend vir my vra en jou denk, maar Pieter, wat as ek 'n val in hierdie en dit voel nie altyd of ek 'n kind is van die Here nie? Is dit nie waar nie, daai twyfel wat inkruip in jou hart? En die antwoord is heel eenvoudig. Die Bybel sê vir ons, reg deur die Nuwe Testament, daar is konstant 'n geveg wat aangaan binnekant jou. Tussen die vlees en die gees. En elke keer wat die vlees, dis jou eie ek, my eie wil, die gees onderdruk, na redding ook, dan kom daar twyfel. Maar wat gebeur as jy gehoorsaamheid toon teenoor die klein goedjies wat die woord van ons verwag? Die gees begin regeer bo oor die vlees. En wat gebeur dan? Geestelike groei. Volwassenheid. En saam met dit getuig die Gees dat jy 'n kind is van die Here. Maar nie net dat jy 'n kind is van die Here nie, maar kind van die Here is wat geroep word met 'n roeping. En dis hoekom Paulus sê met groot vrymoedigheid in Efesiërs, by redding het jy al reeds alle geestelike seëninge ontvang. Mag ek met 'n opsteek van hande sien, wie van julle dink dat ons kerke vandag leef asof ons alle geestelike seëninge ontvang het? Is daar iemand wat dit glo? Dat die wêreld van buite dit raak sien? Hoekom nie? Want ons staan net by die brandende bos. Ons is nog steeds daar, soos wat Moses daar was. Maar is dit nie amazing dat God vir ons homself gee, sodat ons kan glo dat hy werklik bestaan nie? Dat ons werklik sy kinders is nie? Dat alleenlik deur sy eie vrug, die vrug van die Gees, wat hy in ons dra, kan ons vir Christus uitleef. So julle sien eintlik, daai eie ek het niks te doen met die roeping nie. Want enige deel van jou eie wese wat jy deel met iemand, gaan geen invloed hê nie. Maar dit wat jy deel met iemand wat God bewerkstellig het in jou, dit sal 'n impak hê. En dit bring ons by die volgende punt. En God sê nog meer in bemoediging, in wie se naam Moses hierdie verlossing moet gaan verkondig in Egipte. Vers 13 tot 16 sê, en asseblief let op elke woord, veral as God praat, want dit word vir my en vir jou ook gesê. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, luister mooi, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Van geslag tot geslag, né? Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van julle vaders het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en het gesê, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. By die gaan heen waarmee God elke een van julle roep om uit te gaan, sê hy ook vir ons, maar gaan uit in my naam en in my krag. Hoeveel van julle het al seer gekry deur uit te gaan? Ek het al. Ek hoop julle het ook al. Weet julle hoekom gebeur dit gewoonlik? Dit gebeur gewoonlik in my lewe wanneer ek moeg is, wanneer ek nie meer staat maak op die Here ten volle nie. Kry ek seer. Maar dit kan ook gebeur, al gaan jy in die naam van die Here, al verkondig jy dit in sy krag, die mensdom is gebroken,
Maar gewoonlik direk nadat jy seer gekry het, besef jy, as jy op 'n sekere vlak is, en jy wandel saam met die Here, dat eintlik het ek hierdie aan myself gedoen. Miskien was daar 'n element van hoogmoedigheid toe ek gepraat het, was daar 'n element van nie eintlik liefde teenoor daai persoon nie. Maar wat nog, hierdie is 'n belofte vir elke een van julle. As ek nou moes vra vanoggend dat van vooraf tot agter elke persoon moes opstaan en gesê het wie hy is. Byvoorbeeld, ek staan op, ek sê my naam is Pieter Henning, kom van Bloemfontein af, ek hou van die plaas, ek hou nie van die stadslewe nie. Ek het teologie geswat en ek's 'n predikant nou, ek weet nie eintlik mooi hoe dit daarby uitgekom nie en al hierdie dinge. Dan besef ons eintlik net, Pieter is net 'n mens. Pieter is gebroken. Pieter het seer, Pieter het 'n familie. Pieter het 'n familie wat gebroken is. Maar wat gebeur as jy iemand sien wat uitgaan in die gebroke wêreld en hy preek en verkondig die evangelie in God se krag? Jy sien nie meer vir Pieter raak, maar jy sien die volmaaktheid van God raak. En dis hoekom God uiteindelik vir Moses 'n antwoord gegee, want God het hom nie geroep om die oudstes van Israel, beteken soos die ouer mense wat die stamhoofde is, te gaan oortuig nie. Hy het net sê, gaan in my naam. Sê vir hulle, dit is ek is wat jou gestuur het, sê dit ook vir Farao. Hy het nie gesê, gaan oorreed hom of enigiets nie. God sê ook nie vir ons, in ons roeping in die evangelie, gaan oorreed iemand met al die kennis wat jy al ooit opgedoen het, wat in die wêreld is, dat ek bestaan nie. Hy sê, gaan verkondig my woord, sodat almal dit verstaan. En ek hoop, ons besef dat as ons hierdie denke het in ons harte, dat ek nog nie genoeg weet nie, is dit nie 'n ware denke nie. Dis 'n denke wat my net weerhou van die waarheid af. Want as jy tot redding gekom het, weet jy wie Jesus is. En jy kan vir Jesus verkondig. In eenvoud. Jesus sê ook vir ons so mooi in Johannes 15 vers 5, presies dieselfde, die ek is. En hy sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. So as jy vanoggend 'n vraag het oor, hoekom dra ek nie vrug nie? Hoekom groei ek nie? Hoekom lewe ek nie hierdie roeping uit in krag nie? Christus sê in eenvoud, want jy is nie in my nie. Jy is nie meer in my gewortel nie. Dit kan twee elemente aanspreek en ek moet dit noem voordat ons aanbeweeg na wie die ek is. Dit kan of wees dat jy tot redding gekom het en jy het verkoel in jou eie gebedslewe, verkoel in jou eie geestelike lewe, op die onregverdige pad geklim het, as 'n ongehoorsame kind, en weer moet net terugklim op die regverdige pad in gehoorsaamheid. Maar dit kan ook 'n tweede harde waarheid wees. Die Bybel spreek oor en oor daarvan. Het kan wees dat jy nog nooit tot redding gekom het nie. En dat jy nog die hele tyd jouself flous. En dit is 'n waarheid ook. Die Bybel praat van die bokke tussen die skape. Dink gou daaraan as jy nog nooit in 'n spieël gekyk het nie, maar eintlik jy het blou oë, ek het bruin oë. Maar ek het blou oë, maar almal in die wêreld rondom my wat ek al ooit gesien het, het bruin oë. Gaan ek dink ek het blou oë of gaan ek dink ek het bruin oë? Gaan dink ek het bruin oë, want ek weet nie hoe lyk my oë nie. Dieselfde met 'n skaap of 'n bok tussen skape. Hy sien klomp skape, so hy dink hy's 'n skaap. En vir 40 jaar is hy in die kerk. Vir 40 jaar gaan hy Bybelstudie toe, miskien ook. Gee hy sy tiende vir die kerk, doen hy alles wat almal doen in die kerk, op 'n oppervlakkige manier, as ek dit nou so kan stel. Maar die waarheid is, as jy nie weergebore is, deur op 'n goddelike manier aan die waarheid van Jesus Christus vashou nie, sal jy deel wees van die eendag wat sê, Here, Here, en hy gaan sê, maar ek ken jou nie. En mense, ons moet dit besef. Ons moet hierdie waarheid ook verkondig. Want as daar nie vrug is nie, getuig dit van wat? Geen redding. En ek dink die tyd is te min. Ons praat nou by die Bybelstudie, Robbie was ook daar, en ons praat eintlik oor die hoendervleis wat jy kry, as jy kyk die profeseë wat nou die laaste 100 jaar waar geword het met die oorloë en goeters. Dat die tyd is nou. Ek sê nie môre nie, ons sal nooit weet wanneer Jesus kom, maar die tyd is naby.
Ons kan nie meer langer net onsself flous of hou ek nou regtig aan Christus vas nie. En as jy 'n vraag het daaroor, mense, dis hoekom die kerk hier is. Die kerk is nie hier vir hierdie geleentheid alleenlik, vir my om hier voor te staan en klomp mooi woorde te sê nie. Die kerk is hier om vrae te vra, om te leer, om mekaar te vermaan, mekaar in te skerp, om saam met mekaar te groei, mekaar te bemoedig. Al hierdie elemente, ons sukkel in dit. Ons sukkel nie in die egtheid om op te daag, ons sukkel in die egtheid om op te tree soos Jesus Christus. En dan bring dit ons by die volgende bemoedigende gedeelte, vers 14. In vers 14 gee God vir Moses 'n naam, ek is. Nou interessant, hier is die eerste keer in die Bybel wat God eintlik werklik 'n titel koppel of 'n naam koppel, behalwe God self. En hy sê ek is. En verskoon my uitspraak, want eintlik niemand weet mooi om dit uit te spreek nie. Die ek is, of I am in Engels, is Ani Ehe. Dit is moeilik om dit uit te spreek, ons nie die regte klinkers of wat ook al daartussen nie. Maar hierdie woord is eintlik die oorspronklike woord vir Yahweh, wat ons almal ken. Jy het al van Yahweh gehoor. Maar weet julle hoe spreek 'n mens hierdie ek is werklik uit? Almal hol geasem. Dan sê hy God se naam. Dit is hoe jy dit sê is. Dink hoe amazing is dit, dat God se naam van die skepping, van die begin van die skepping af, deur die mens konstant al gesê is. Dat God se naam, wat het God in Adam se neus ingeblaas? Sy asem. Dink julle nie, daar is ons 'n koneksie daar nie. Tweedens kan ons sê, dat elke asemhaling wat jy al geneem het, op hierdie aarde, is te danke aan God. En God herinner jou daardeur, hy gee vir jou lewe met elke asemhaling, vir jou roeping, om weg te beweeg van die brandende bos, na Egipte toe. My vraag op hierdie punt vanoggend is, hoeveel asemhalings het jy al gemors, deur nie vir God te volg nie? Hoeveel asemhalings het jy al gebruik en gemors op dinge van die wêreld? Hoeveel keer het jy al gespreek en asem gehaal en God se naam gesê en nie God erende dinge gesê nie? En as ons nou so dieper in hierdie heiligheid inbeweeg, verstaan ons hoekom Moses sy plakkies moes uitry. Ek soek 'n vis van plakkie uit. Dit sal my baie vind in die somers met 'n kort broek met plakkies en ek hou van kaalvoetloop ook. Maar dis die rede. En dan kan ons vir onsself in groot bemoediging sê, hierdie selfde ek is, roep vir my en vir jou, op daai datum wat jy in jou hart het, toe jy die Here aangeneem het. Dieselfde God van Adam, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Dawid, Elia, Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, Judas, so kan ons aangaan. Roep vir jou. Maar kom ek vra die vraag, dink julle dat die roeping van Moses groter is as ons roeping? Hy moes 'n nasie bevry het uit die Egiptenare se hande en hulle deur 'n see gevat het. En om eerlik te wees, as ons dit opweeg, is die kerk se roeping baie groter. En as God by hom was, hoeveel te meer sal hy nie by ons wees nie. Dan vra ek nou vanoggend, en veral vir die jong mense wat hier sit, en vir die ou mense van elke liewe ouderdom, jy is nie te jonk of te oud om die roeping uit te leef nie. Die dag wanneer jy vir Jesus ontmoet, roep hy jou tot hierdie werk. Tot die dag wanneer jy sterf, daar's nie 'n aftree datum vir 'n gelowige nie. Daar's nie 'n aftree datum vir 'n disipel nie. Daar's nie 'n tyd wat ek sê ek neem vakansie weg van my disipelskap af nie. Ek het al vir Michaela gesê, die vreemdste gevoel is as ek op vakansie is, ek weet nie wat om te doen nie. Sê ek voel skuldig as ek nie op 'n Sondag by die kerk is nie. Maar dan sê ek soos, joh, dit voel ek my gemeente verraai, en as ek nou, kom sê ek's by die see of in Bloemfontein en ek gaan daarna 'n diens toe, dan voel ek of ek nie reg doen. Maar dis nou maar net my eie ek wat verkeerd is, wat weird is. Maar hoeveel keer as jy om jou vriende is jy nie die disipel nie? Hoeveel keer as jy by die werk is, om jou werkskollegas, is jy nie Moses by die brandende bos nie? Hoeveel keer in ons lewens tree ons nie op as hierdie geroepe, verseelde mense nie?
as kinders van God nie. Nou wil ek julle herinner aan wie Jesus is. Jesus sê 7 keer in Johannes dat hy ek is, deur verskillende elemente na te verwys. En ek gaan almal met julle deel. Jesus sê ek is die brood van die lewe in Johannes 6 vers 35. In Johannes 8 vers 12 sê hy ek is die lig van die wêreld. Johannes 10 vers 7 en 9 ek is die deur tot die ewige. Johannes 10 vers 11 tot 14 ek is die goeie herder. Johannes 11 vers 25 ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6 ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 15 vers 1 ek is die wingerdstok. En die ek is sê vir jou vanoggend en vir my, omrede ek is, leef dit uit in my krag. Nie volgens jou vrese nie, laat dit agterbly. Mense, dan wil ek net afsluit. Die God van Moses, wat vir Moses geroep het, die ek is, roep jou om iets te doen. Roep jou om 'n aandeel te hê aan daai groot opdrag van die Here Jesus Christus. My vraag is, hoe lank gaan ons nog in die skei bly voordat ons op die waters uitklim? Dink jy nie, dit is nie God erend om nie te leef vir hierdie elemente nie. Leef vir hierdie roeping nie. En dan net heel laastens noem ek weet ons almal sukkel met hierdie ek ook in Kluisend. Ek het al gedink as ek miskien nie 'n predikant was, dit was miskien nog moeiliker vir my. Want dit is eintlik nou my werk, ek moet dit elke week doen. Maar ek bemoedig julle in hierdie, bly in hom geplant en hy sal in jou wees. Hy sal vir jou energie gee, hy sal vir jou die woorde gee. Hou op om verskonings te hê, vrese te hê. Want die geloof wat hy vir ons gee, is in teenstryd teen vrees. Mag ons met geen verskoning, met geen enige kettinge wat ons terughou, begin hierdie boodskap verkondig. Die reddingsboodskap. Mag ons besef, ons hoef niemand te red nie. Ons moet dit net verkondig. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, wat so groot voorreg is dit nie om te besef dat U buite tyd woon. Dat U wat ek is, wat ek te onheilig is om eintlik te spreek oor my lippe. Dat U ons as U kinders roep nog altyd op dieselfde manier. Dat U ons roep tot gehoorsaamheid, liewe Heer. Terwille van wat goed is vir ons. Vader, ek in Kluisend en almal wat hier sit vanoggend voor my, is skuldig aan iets. Nie een van ons is heilig, perfek, of doen altyd wat regverdig is nie. Maar Vader, mag U ons gebrokenheid gebruik en ons suiwer. Mag U ons lei van die brandende bos af na Egipte toe. Mag ons besef dat al wat ek moet doen is my oë vestig op U. Mag U elke hart wat verskonings en insecurities het en vrees het, mag U dit uitbrand en mag U ons help om begin eerlik te wees met onsself. Dat ons onsself sal sien vir wie ons is. Dat ons tog nie so great is soos wat ons dink nie. Dat die enigste onverstaanbare ding is dat U liefde en genade en 'n ewigheid aan ons gekoppel het deur U seun. En dat in dit lê my identiteit tot in alle ewigheid. Vader, U is die Alfa en die Omega. Mag U ons net help om in groot dankbaarheid die roeping uit te leef. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Die groot ek is, roep jou om die groot opdrag uit te leef en hy gee die volgende belofte vir jou. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen.